Dit is vir my heerlik om u weer so te kan ontmoet vanoggend op hierdie wyse en ook aan u die woord te kan bring. Die woord wat elkeen van ons se lewe lei en rig elke dag. Geliefdes, ons sal seker vir mekaar kan sê die winter is daarom uiteindelik hier en dit is nogal redelik koud. Ook hierdie afgelope paar dae gewees, ek sê dit is nog nie verby nie en dalk is hier die koue ook net voor dalk vir wat tans rondom ons in die gang is, die koue wat tussen mense leef, dalk die hartseer, die tragiese van eensaamheid ook. En ek dink elkeen van ons sal vanoggend verskillende antwoorde kan gee of wil gee op dit wat die afgelope week gebeur het en dit is nie die plek vir my om dit te doen nie. Al wat ek vir u kan sê is, en ook kan vra is om moed te hou, en om steeds op die plek waar u geplaas word, 'n verskil te maak, want dit is wat die woord van God van jou en van my verwag. En daarom is dit ook vanoggend vir ons hartseer om kennis te kon neem van lidmate van ons wie se ma oorlede is. Dan 'n bietjie en om Chris Aston, ons sê vir julle elkeen baie sterkte, ook vir die kinders wat saam met julle in die huis is. Mag julle op hierdie stadium ook die Here se nabyheid en sy liefde beleef. Vir elkeen ook op hierdie stadium herstel na 'n siekbed, na 'n operasie, mag julle ook die Here se troue hand van liefde beleef. Geliefdes, ek sê ook vir elkeen vanoggend te veel geluk wat verjaar. Mag dit 'n mooi jaar wees vir julle ook en mag julle ook ervaar dat die Here met julle is elke dag. Liefdes, dalk so 'n laaste nota, maar dit is baie belangrik. Ons as kerk wonder gereeld, maar hoe kan ons hierdie boodskap van liefde en van hoop laat hoor in hierdie gemeenskap? Ons is baie bevoorreg om 'n kerkklok te mag hê, dalk nie meer die ou meganiese tipe klok wat jy nog so getrek het met 'n ketting of 'n tou nie, maar ons het elektroniese klok. En geliefdes, alhoewel hierdie klok elke dag lui, 9 uur, 12 uur, 3 uur en 6 uur om ons te herinner aan die ritme van tyd en ook dalk die valgedagte van waaraf dit kom, vanaf die kerk, het ons ook besluit om hierdie week, vanaf vandag tot en met Saterdag, elke dag 12 uur, die klok te laat lui op 'n ander melodie. En daarmee wil ek jou motiveer om waar ook al jy is hierdie volgende week, stil te word dalk vir so 'n minuut of 2. En te onthou dat die Here jou dra. En ook sodat ek en jy mekaar kan bemoedig in gebed. Ek en jy raak so besig elke dag in ons routine. Mag hierdie lui van die klok, mag jy jouself daarvoor instel om dit ook raak te hoor, jou inspireer. Sodat hierdie klank ook sal echo in jou lewe elke dag. Liefdes, ek dank u dat ek ook van u kan hoor, en ek wil u steeds uitnooi, om wanneer u 'n afspraak wil maak, of wanneer u vir my wil kom kuier, of sommer net saam wil kom koffie drink, ek is hier by die kerk. U kan net laat weet, sodat ek ook weet, u is op pad. Geliefde broers en susters, kom ons sit net so, en dan begin ons in die naam van die Here. Ek sal my oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe volgens die wil van God uit Matteus 22 vers 35 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom. En een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Liefdes, ek die afgelope week so rondom my gekyk het en ook die nuus geluister het en ek na myself kyk, elke oggend, in die aande voor ek gaan slaap, dan besef ek dat elkeen van ons skuldig is aan hierdie gebod. En ons moet versigtig wees om vir mekaar te sê, iemand anders is meer skuldig as wat ek noodwendig is. Geliefdes, die Here verwag van jou en van my om hom lief te hê, en dan ook ons naaste soos onsself, en dit is nie altyd maklik nie, en daarom weet ons ook, dat ons elke dag ook in nederige afhanklikheid voor die Here kom staan, en om genade kom smeek, en ons weet ook, dat hy ons reeds vergewe het, en daarom probeer ek en jy, om ook elke dag anders te leef, soos wat hy wil hê ons moet. Liefdes, en dan met hierdie vaste en sekere wete dat die Here ons ook vergewe, bely ek en jy ons geloof. Vanoggend gaan ek dit doen aan die hand van Gesang 261, vers 1 tot 3, om dit vir u saam te lees. Ek glo in God die Vader, almagtig Skepper Heer, wat die hemele en aarde gemaak het en beheer. Sy troon is heerlikheid en wonderlik sy dade. Deur sy geliefde Seun verlos hy uit genade. Ek glo in Jesus Christus, hy van die Gees ontvang, is uit 'n maagd gebore, moes aan die kruishout hang, het graf en dood oorwin, as God bo alle gode, sal weer as regter kom oor lewende en dode. Die Heilige Gees is ewig, is Here en wat leef. Hy maak sy kerk ook heilig en een en algemeen. Aan God drie-enig eer, wat sonde skuld vergewe, die liggaam op laat staan en ewig ons laat lewe. Liefdes, mag hierdie geloofsbelijdenis ook jou hart vandag vul, sodat jy ook al meer wil volgens God se wil leef. Voordat ons uit die woord van God gaan saamlees, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ek dank U vandag dat U ons toevlug is. Ek dank U, Here, dat ons ook tot U mag nader en mag weet, Here, dat U na elkeen van ons luister, waar ons onsself ook al bevind. Here, is daar een ding is waarvan ons elkeen terdee bewus is dat ons elkeen se weerloosheid en broosheid te midde van alles wat rondom my en ander mense in die wêreld gebeur. Here, ons erken vanoggend soos elke oggend dat ons U nodig het. Want uiteindelik is U al een wat werklike verskil kan maak aan omstandighede. Daarom dank ons U, Here, dat U nie net 'n verskil kan maak nie, maar dat U dit ook inderdaad doen. Vanoggend, Here, dank ek U
saam met medegelowiges van alle tye. Ons dank U, Here, dat ons kan getuig van U reddingsdade, van U getrouheid, die feit dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Hoor daarom ons dankgebed ook vanoggend. Here, want U trou maak elkeen van ons skaam, omdat ons telke male ook ons taak as gelowiges versaak. Ons besef, Here, dat ons toewyding aan U ver te kort skiet. Ons besef, Here, dat ons ook in 'n sekere mate beter en anders kan wees. Daarom bid ons, Here, dat U deur die Gees ons sal versterk. Here, dat U liefde ons elkeen sal dring, sodat ons ook in hierdie tye mekaar kan opbeer en vir mekaar kan oopgee. Here, sodat ons as burgers van hierdie wêreld vir mense rondom ons kan vertel van 'n ander, beter lewe, wat reeds vir ons elkeen gebaan is. Here, wees met elkeen van ons vanoggend. Gaan met elkeen wat ook 'n geliefde aan die dood afgestaan het hierdie afgelope week. Met elkeen wat in die hospitaal is, met elkeen, Here, wat sorg gee op hierdie stadium. Gee vir ons die nodige krag en deursettingsvermoë. En omvou ons die lieflike holte van U hande. Maak ons ore oop vanoggend, sodat ons ook sal luister, Here, wat U vir ons wil sê. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend uit Johannes 1 vanaf vers 19 tot en met vers 28. Johannes 1 vanaf vers 19 tot en met vers 28. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra: "Wie is jy?" Het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar: "Ek is nie die Christus nie." Hulle vra hom toe: "Wie is jy dan? Is jy Elia?" "Nee, ek is nie," sê hy. "Is jy dan die profeet?" "Nee," het hy geantwoord. "Nou maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gee aan die wat ons gestuur het," sê hulle vir hom. "Wat het jy oor jouself te sê?" Hy antwoord toe: "Ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit." Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was Fariseërs onder die wat gestuur is en hulle vra hom toe: "Maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie en ook nie Elia nie en ook nie die profeet nie?" Johannes het hulle geantwoord: "Ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak." Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Geliefdes, ons lees net tot sover die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig vas staan. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, in ons teks vanoggend lees ons dat 'n afvaardiging vir Johannes gaan besoek, daar waar hy besig is om mense te doop. En hulle kom met 'n vraag wat ek ook al 'n hele paar keer in my lewe gehoor het, en ek is seker jy het ook al gehoor, en nogal vreemd: "Wie is jy?"
Dit vreemd as mense dit vir my vra. Wie is jy? Want jy sien, wanneer mense dit vir jou vra, is hulle onseker oor wie jy is. En natuurlik verwag hulle dan dat ek en jy, en dat hulle van Johannes verwag om vir hulle 'n sinvolle antwoord te gee op hierdie vraag, wie is jy? Ek dink altyd daaraan en vir partykeer spot, as iemand vir my vra, wie is jy? En dalk wat doen jy? Wil ek altyd iets anders sê, want ek wonder altyd oor hoe mense my sal hanteer as hulle nie sal weet, ek is 'n predikant nie. Dalk in jou lewe as hulle nie sal weet waar jy bly nie, of as hulle nie sal weet wat jy doen nie. Nogal vreemd, hoe mense ons altyd in 'n boksie plaas die oomblik wat ons verduidelik wie ons is. En dalk op 'n sekere manier ons nie meer raak sien vir dit wat ons is nie. En as ek vir die oggend van jou vra, wie is jy? Dan sal ek van nature wil hê, jy moet eintlik vir my wys wie jy is. Jy hoef nie vir my noodwendig te sê wie jy is nie. Geliefdes, daarom is hierdie antwoord op hierdie vraag aan Johannes vir my so merkwaardig. Hierdie afvaardiging van Jode vir Johannes kom vra, wie is jy? Het hy die geleentheid gehad om homself voor te doen en dalk so 'n bietjie verwarring te saai oor iets wat hy dalk nie is nie. Johannes se antwoord daarom is nogal redelik verrassend. Want eintlik kom gee hy nie 'n direkte antwoord oor homself nie. Hy kom beklemtoon wie hy nie is nie. Hoor dit mooi. Wanneer die Jode vir hom kom vra, wie is jy? Kom gee hy 'n antwoord wat beklemtoon wie hy nie is nie. Ek is nie die Christus nie. 'n merkwaardige reaksie is dit. Die deel wat ons saam gelees het in Johannes 1 sê dit ondubbelsinnig het hy hierdie belydenis gemaak. Ek is nie die Christus nie. En die reaksie word deur verskillende mense omskryf om iets te beklemtoon van wat dit eintlik probeer sê het. En ek het besluit om net een gedeelte aan te haal van dit wat ek hierdie week raak gelees het. Met hierdie nie antwoord kom sê Johannes die volgende. Ek is nie wat julle verwag nie. Ek is nie die redder en verlosser nie. Ek het nie die woorde van die ewige lewe nie. Ek het nie antwoorde op julle lewensvrae nie. Ek kan nie julle probleme oplos nie. Ek maak geen sin. Ek maak nie heel wat gebroken is nie. Ek kan nie van sonde bevry nie. Ek kan nie skuld op myself neem nie. Geliefdes, wanneer Johannes dit beklemtoon wie hy nie is nie, sê hy 'n bietjie later in die gedeelte, maar hier is iemand wat tussen julle staan wat julle nog nie ken. Hier is iemand wat al hierdie dinge, al hierdie verwagtinge van julle gaan vervul. Alhoewel hy tussen julle rond beweeg, alhoewel hy tussen julle staan, sien julle en ken julle hom nog nie. Geliefdes, in hierdie getuienis van Johannes, kom wys hy heen na die een wat op pad is. Hoe mooi
is dit nie. Geliefdes, wanneer iemand vir jou en vir my kom vra, wie is jy? Hoop ek, dat my en jou woorde sal heenwys na Christus toe. Maar hoop ek baie meer. En is dit my vertroue, dat ons dade sal heenwys na hoe Christus alreeds ons lewe verander het. Johannes kom sê dit, ek is nie die lig nie. Ek kan nie self probleme oplos nie, ek kan nie sonde en skuld op myself neem nie. Maar die een wat op pad is, die een wat reeds hier is, die een wat reeds vervulling gebring het, hy het verhoudings herstel. Dit is hy wat ook elkeen van julle se lewe sal kom verlig. Geliefdes, Christene, gelowiges, word dikwels in situasies gedompel, waar hulle antwoorde moet gee. Ek en jy hierdie week is hoeveel keer konfronteer met die nuus. Vergeet dalk van die stakings en die protesaksies. Dalk in jou gesinslewe. Dalk daar waar jy tussen jou vriende rondbeweeg, ook in die gemeenskap, kyk mense na jou en verwag hulle 'n antwoord in die manier van jou optrede. Liefde is dalk om te vra, wanneer ek en jy so gekonfronteer word elke dag, hoe gaan ek en jy antwoord? Hoe gaan ek en jy optree? Geliefdes, ek weet nie of jy dit raak gehoor het nie, maar ek gaan dit weer vir jy sê. Johannes kom uit die woestyn, kom uit die wildernis. En dan kom doop by mense, en kom hy na vore, en kom maak die pad reguit vir die een wat op pad is. Ek en jy leef tans in 'n woestyn. En jy mag ook vir mekaar sê, dit voel asof ons effens in 'n wildernis is, van absolute sosiale agteruitgang, ekonomiese agteruitgang, dalk ons siege wat afgetakel word, ons geloofsverhouding wat voel asof dit ook in 'n woestyn is, in 'n wildernis is. Maar die Here kom motiveer jou en my om 'n stem te wees in hierdie wildernis, in hierdie woestyn, om te kom verkondig van die liefde en hoop wat in ons elkeen leef. Geliefdes, ons as gelowiges het elkeen 'n roeping. Of jy dit nou wil weet of nie, ek en jy is hier geplaas op aarde, om ook ons verantwoordelikheid op te neem om te verkondig, op watter wyse dit ook al is. Maar ek en jy as 'n gemeenskap van gelowiges, die kerk, het op hierdie stadium 'n boodskap wat gehoor moet word. En dit is 'n getuienis. 'n Getuienis wat Johannes vanuit die Ou Testament kom profeteer het, kom verkondig het. Ek is nie die Christus nie, maar ek kom volg in die voetspore van Christus. Ek kom getuig van daardie liefde en daardie hoop. Liefdes, die voorbeelde is legio. Van hoe 'n kerk in die geskiedenis
ook in sy eie oorwinnaarswaan en eie waan probeer het om self die verskil te wees. En dan eintlik maar heeltemal die pot misgesit het. Ons as kerk is getuies van die waarheid. Dwars deur die geskiedenis, is daardie kerk, daardie gemeenskap van gelowiges, daardie kind van die Here wat vashou aan die waarheid, die woord van God. Mense wat standvastig bly vasstaan. Te midde van storms, te midde van 'n deurmekaarspel. Nog is dit so mooi, wat Luther kom sê het. Ek en jy as gelowiges is maar eintlik net bedelaars. Wat bakhand kom staan voor die Here en smeek om genade. Wat kom smeek vir die Here om ons elke dag raak te sien. En dan kry ons die bevestiging ook as ons rondom ons kyk en sien hoe die Here vir ons sorg. Geliefdes, mag die vraag oor wie jy is nie onder die mat ingevee word, omdat ek en jy skaam is om te sê wie ons is. Maar mag ek en jy so optree, dat hierdie mense in hierdie wêreld, wat van ons verwag om 'n antwoord te gee, ook sal sien hoe ons optree. Sodat ons ook, soos in Johannes, ondubbelsinnig ons getuienis kon weergee. Ons is nie die Christus nie, maar ons optrede en ons woorde wys heen na hom. Ons is 'n geloofsgemeenskap wat die waarheid van God verkondig en daarin vashou. Ons is 'n geloofsgemeenskap wat nie vir hulle self leef nie, maar diep betrokke is by die nood in die gemeenskap. Ons is 'n geloofsgemeenskap waar lidmate dien in die wêreld te midde van bekommernis, te midde van die mekaar en te midde van vrae. Wie is jy? Wat is julle? Wat doen julle? Ons is 'n geloofsgemeenskap wat omsien na mekaar en verantwoordelikheid neem ook vir mekaar. En daarna streef om individualisme een kant toe te skryf, sodat ons ook ander, net soos Johannes, inklusief deel maak van hierdie koninkryk van God wat reeds gekom het. Geliefdes, mag hierdie vir jou vandag ook waar wees. Mag jy vandag opnuut geïnspireer word. Mag jy in hierdie week wat die klok lui, ook opgeroep word, om ook hierdie klank van liefde en die nabyheid van die Here te verkondig, daar waar die Here jou plaas. Amen.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee.